Dr. Christo Nodee. Vanmorgen gesels ons verder met Dr. Christo Nodee. Dr. Nodee is ons pastorale therapeut en hy werk met hoofsaaklik jong kinders, maar hy is ook natuurlijk 'n leraar daar in 'n gemeente. Luisteraars, Dr. Christo Nodee oor die uitdagings van gesinne, so 'n bietjie meer oor moontlike oplossings. Ek weet nie of jy jou nek gaan uitsteek om vir ons raad te gee nie. Christo, het is lekker om weer met jou te gesels. Almal wat luister, is lekker om weer saam te gesels op Maluti Radio en dan ook juis oor hierdie baie belangrike onderwerp dat ons bietjie praat oor families en gesinne en ek dink dit is een van die uitdagings in hierdie tyd waarin ons lewe om regtig waar gesinne en families te neem en te sê maar dit is die plek waar die verandering moet kom. Ons wil so graag hê die land moet verander. Ons wil so graag hê ander mense moet verander. Ons wil so graag hê buitekant ons moet verander. Maar ek dink die uitdaging is die verandering begin by jouself. En dis eers Jerusalem, dan Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Maar dit begin hier in Jerusalem, hier waar ek en jy bly, saam met ons gesin en ons familie. En wat jy eintlik sê, voor jy dink aan Jerusalem, moet jy eintlik dink aan ek self. Hier moet ek eers reg wees, voor ek kan gaan dink om buite selfs in my eie gesin te gaan. Ek moet eers 'n bietjie introspeksie hou en myself reg en gereed en weerbaar en kry, voordat ek kan dink my gesin moet regkom, né, Christo? Ja, baie dankie Willem, ek dink dit is presies dit. Die hele gedagte dat ons as gesin moet verstaan wat is reg en wat is verkeerd. Wat wil ons hê, wat wil ons nie hê nie. Hoekom wil ons dit hê? Wat is ons besig om te bou? En die teksvers wat ons gekry het, wat ons gesien het hoe destruktief dit verskriklik vinnig kan raak, was die een in Rigters 2, waar daar in vers 8 staan dat Josia het gesterwe. Die volgende geslag het nie die Here geken nie, die geslag daarop het glad nie meer geweet van wat met die Israeliete gebeur het, hoe hulle uit Egipte uitgekom het, hoe hulle gelei is deur God, hoe hulle 40 jaar in die woestyn moes wees. So op een of ander manier, toe die geslag van Josia uitsterwe, was daar nie aan die jonger geslag oorgedra op so 'n manier dat hulle ingekoop het op hierdie wonderwerk van die verlossing uit Egipte nie. En omdat hulle nie ingekoop het daarop nie, en omdat dit nie vir hulle belangrik genoeg gemaak was nie, het dit gebeur dat hulle uiteindelik toe nou by so 'n plek gekom het, dat dit vir hulle baie moeilik was, om dan te sê, maar kan ons nie op 'n ander manier dan nou werk, en na hierdie goed kyk nie. So ja, ek dink, dit is waarmee ons besig is op hierdie stadium. Christo, dink jy dit kon gebeur dat die geslag van Josia so intens bewus was van wat gebeur het, dat hulle gedink het, dit sal sommer oorvloei op 'n outomatiese manier na die kinders toe, of dink jy dit was 'n net eenvoudige nalatige stilbly? Weet jy, ek het baie keer al gewonder, hoe het die volk gevoel toe Josia gesterf het? Wat het hulle gedoen met sy begrafnis? Was daar nie mense wat sy lof besing het, wat gepraat het oor die legacy wat hy agtergelaat het, oor die goed wat belangrik was nie? Het Josia nie mense opgelei om na hom oor te neem, soos Moses vir Josia opgelei het nie? Wat het van hulle geword? So, ek weet nie regtig wat daar gebeur het nie. Wat die Bybel my vertel is, dat niks gebeur nie. Dit het gestop by Josia. So op 'n manier was die volk, toe hulle nou almal in hulle verskillende dele van die land woon, half opgebreek, selfgefokus, selfgesentreerd, besig om hulle eie ding te doen, hulle eie potjie te grawe, en hulle eie bestaan uit te kalwe, sonder dat hulle besef dat die land aan hulle toegedeel was, op 'n baie wonderlike manier wat die Here gesê het, hierdie stuk is jou land.
en hulle het nie daardie respek gehad vir die land wat hulle bewoon en van waar dit kom. En so ek dink daai onderlinge respek vir hulle geskiedenis, respek vir hulle tradisie, respek vir die dinge wat vir hulle belangrik moet wees, daai dinge het verlore gegaan. En ek dink dit is hoekom dit vir my so belangrik is, dat ons so 'n bietjie fokus op families en sê, moenie dat dit in ons families ook gebeur nie. Want ek dink, as ons 'n bietjie kyk na ons geskiedenis van ons families en die tradisies waaruit ons kom, was daar iewers 'n Christelikheid. Ons het miskien nie alles 100% gedoen nie. Ek is die laaste wat sê ons is hier die engeltjies. Maar daar het 'n Christelikheid, 'n gasvryheid, 'n hardwerkendheid, trots, al hierdie ander dinge, omdat ons dit van die Here ontvang het, dat ons mooi daarna kyk, dat ons bedagsaam is oor die feit dat ons lewe ontvang, dat ons gesinne kinders kry, dat daar kinders in die wêreld gebore word, dat ons hulle doop, dat ons erken maar ons kry hulle van die Here. So al daai dinge, voel dit vir my taan deesdae, beweeg na 'n plek toe waar mense nie meer soveel waarde daaraan heg nie, en waar die kinders kom en sê wat moet gebeur, sonder dat die ouers sê, maar kom ek vertel vir jou hoekom dit nie noodwendig kan gebeur nie, hoekom dit wat jy nou vra te vroeg is, jy moet dit eers later vra. So daai grense, onderlinge behoudendheid is besig om uitmekaar uit te val, omdat ons op 'n manier nie verstaan wat menseregte en mensevoorregte en kinderregte en kindervoorregte beteken nie. Ons hou nie die dinge uitmekaar uit nie, en ek wil glad nie vandag daaroor gesels nie. Waaroor ek wil gesels is, kom ons kyk na die verskillende uitdagings wat daar is, maar dis deel daarvan, dat 'n mens dan, wanneer 'n mens kyk na die uitdagings van gesinne, sal besef dat hierdie onderbou vir families en gesinne, dis vreeslik belangrik, want dit voel vir my, dit raak in sekere mense, in sekere gesinne, in sekere families uitgekalwe, omdat ons nie genodige respek het vir wat dit sou beteken vir families en gesinne nie. Luister binnekort verder na Dr. Christine Nodie. Ja, dit is byna asof daar gebrek is intensiteit oor die algemeen, dink ek, om vir ons te sê van watter geslag jy is nie. Jy weet, as jy groot geword het met 'n sterk Christelike of beginselvaste gesin agtergrond, dan moet jy dit oordra met mag en mening. En as jy daar nie meer groot geword het nie, moet jy bewus gemaak word daarvan. Miskien is daar 'n laksheid, en dit is hoekom ek vir jou dankie wil sê, dat jy ons bewus maak van die uitdagings van die gesinne en moontlike oplossings. Wat kan ons dalk doen om onsself paraat en weerbaar te maak as 'n gesin, om weer die regte dinge vir mekaar te doen en te wees? Ja, in eerste plek by myself te begin. Dankie Willem, ja, en ek sal wil afskop deur te sê, dat ek dink die eerste uitdaging is die balans tussen werk en lewe. Ek dink baie gesinne praat nie oor die balans tussen werk en lewe nie. En ek gebruik juist die woord balans, want ek dink daar's 'n wanbalans tussen werk en lewe. Ek dink in baie gesinne werk albei ouers, veral in die stad, werk albei ouers, en dit beteken dat die werk word die hooffokus. Ek moet vroeg werk toe, ek moet laat werk, my werk vra dit van my, en so met ander woorde, die balans tussen die lewe wat ek moet lewe as gesin, wat ek moet lewe as mens, kom baie keer in gedrang en speel tweede viool teenoor die werkse uitdagings, die werkse vrae, die werkse eis om sekere uitsette te lewer, om sekere geld te kan huis toe bring. So, en ek dink daar moet 'n mens vra, en moet 'n mens by 'n gesin om 'n tafel gaan sit en sê, wat is ons uitgawes? Hoe gebeur dit dat ons hierdie werk moet werk? Kinders dink baie keer, geld is net daar, en dit kan maar net uitgegee word, en die ouers gee maar net, want hulle voel skuldig, omdat hulle nie altyd by hulle kinders se aktiwiteite kan wees nie. So, dit word 'n hele wanbalans in die gesin,
wat sê dat dit gaan eintlik vir ons oor wat is daar in die gesin vir my om uit te haal, om te kan gaan doen. So ek steel van die gesin se tyd, sodat ek harder kan werk, sodat ek langer ure kan werk, sodat ek meer geld kan huis toe bring. Ek steel van my pa en ma hulle geld, en ek boelie hulle 'n bietjie met emosies, sodat hulle vir my meer geld kan gee. So, daai hele wanbalans wat daar bestaan, dink ek moet 'n mens om 'n tafel gaan sit en as gesin bietjie sê, luister hierso, hoe gaan ons balans kry tussen werk en die lewe, tussen die skool se lewe en die persoonlike lewe? Want baie skole het soveel aktiwiteite wat hulle aanbied, dat daar ook nie vir die kinders tyd is om by die huis te wees nie. Ek meen, baie van die aktiwiteite gaan tot 6 uur in die aande aan. Baie het aandaktiwiteite. So, wanneer 'n mens hierna kyk, moet 'n mens vir jouself uitmaak, hoe gaan ons as gesin 'n balans bewerkstellig tussen alles wat ons kies om te doen, want jy kies om te gaan werk, jy kies om lang ure te werk. Dit is nie 'n kwessie van dat jy het nie 'n keuse nie. Natuurlik het jy 'n keuse. So jy kan, maar jy kies om dit nie te doen. Dis ook 'n keuse wat ons maak. So dat 'n mens dan nou gaan sê, maar kom ons prioriteit, kwaliteit, gesinstyd. Kom ons stel grense aan wanneer mag ons werk, wanneer mag ons skoolaktiwiteite aan deelneem, en wanneer moet ons selfversorging beoefen, en wat behels dit? Selfversorging. So wanneer ons praat oor balans tussen werk en lewe, dan moet ons gaan kyk dat ons miskien om 'n tafel gaan sit en sê, kom ons prioritiseer. Hoe lyk kwaliteit gesinstyd? Wanneer gaan ons dit hê en wat gaan ons dan doen? Want dit help nie ons het kwaliteit gesinstyd en die tienerdogter sit in die kamer of die tienerseun speel met sy maats en ons sit eintlik hier by die huis en ons moet eintlik almal by mekaar wees. Dan moet dit ook wees. So, of pa is die hele dag op die golfbaan, of hy kuier saam met sy vriende. So, wanneer is gesinstyd kwaliteit? En die gesin moet dit bepaal. En dan moet ons grense gaan stel. Ons moet sê, sekere tye is net vir gesinstyd, en sekere tye is vir selfversorging. As ons onsself nie versorg nie, kan ek nie 'n goeie man, of 'n goeie vrou, of 'n goeie kind vir die gesin wees nie. En dit is wat ons vir mekaar moet sê. Dit is waarna toe ons moet kyk. Die tweede ene is natuurlik die hele ding van skuiling en behuising. Ons moet vir mekaar sê, baie gesinne sukkel om bekostigbare en veilige behuising te kry. Die geld wat daar is en die pryse van huise is nie altyd gelyk aan mekaar nie. So daar is sekere mense wat sukkel daarmee. Maar dan moet ons gaan sit en sê, hoor hierso, wat se hulpbronne beskik ons oor om vir ons skuiling en behuising te kan verseker? Wat kan ons doen as navorsing om te gaan kyk, hoe kan ons hierdie behuising wat ons wil hê of nie het nie, hoe kan ons dit bekom? Beteken dit ons moet 'n bietjie minder uitgawes hê, sodat ons die premie kan betaal van die verband op die huis, of wat ook al. Moet ons in 'n kleiner huis intrek, dat ons uitgawes nie so baie is nie. Moet ons minder elektrisiteit gebruik. So al daai dinge moet ons gaan kyk as ons praat van skuiling en behuising. En moet ons vir onsself sê, dis belangrik as families dat ons hieroor praat. Dat gesinne verstaan wat is die huislike uitgawes. Wat is die uitgawes per maand? Wat beteken die uitgawes per maand? Miskien kan ons nie elke dag rooi vleis eet nie. Sekere dae moet ons wit vleis eet. Ander dae moet ons dalk nie vleis eet nie. Dis daai soort keuses wat ons dan moet bespreek met mekaar en deurgesels, sodat ons verstaan dat wanneer ons praat oor skuiling en behuising, dat dit vir ons belangrik is. Luister binnekort verder na Dr. Christo Nodee. Die volgende ene, die derde enetjie, wat ek dink wat belangrik vir ons is die hele ding van finansiële uitgawes. En daar moet ons gaan sit en vir ons kinders vertel, hoe lyk ons skuldlas as familie? Het ons 'n verband? Het ons motors wat ons moet afbetaal?
Is daar skuld wat ons iewers aangegaan het op ons kredietkaarte of winkelrekenings wat ons het? So, daai hele ding moet ons verstaan en die kinders moet weet dat as ons hulle by een of ander winkel iets koop en ons gebruik ons kaart wat ons het vir daai winkel, dan beteken dit een of ander tyd moet ons die geld tog wel teruggee. So, dit help nou nie ons hou aan op hierdie een kaart by die winkel koop en later dan sê die winkeleienaar vir ons, luister hierso, jy kan nie meer op jou kaart koop nie, jy moet nou eers geld terugsit in jou kaart. So ons moet dit vir ons kinders help verstaan. Skuld, en dan watse werkstabiliteit of onstabiliteit moet ons voor versigtig wees? Watse risiko's bestaan daar? Is daar afdankings by die werk? Dis die rede hoekom ek harder werk, want ek wil probeer om my werk en my omgewing te verbeter. So met ander woorde, hoe beïnvloed die finansiële die gesinswelstand? Want as ons praat van welstand, dan is dit te doen met emosionele, finansiële, fisiese. Wat gebeur as iemand siek word? Het ons 'n mediese fonds? As ons nie 'n mediese fonds het nie, het ons geld op sy om dan, wanneer iemand siek word, te kan medisyne gaan koop, te kan hospitaal toe gaan, as dit ernstige siekte toestande is. Dis hierdie soort dinge wat ons moet deurpraat in ons gesinne, dat ons gesinne saamvat en sê, so as jy nie vandag hierdie paar skoene kan kry wat jy so graag wil hê nie, gaan ons môre vir jou by 'n ander winkel 'n goedkoop paar koop, wat jy dan in elk geval skoene het, maar jy het nie daai duurste skoene wat jy graag wil hê nie. En ek dink dis net gesonde onderskeidingsvermoë wat ons kinders leer. En dan is daar natuurlik die druk op ouerskap. Want die verwagting van hoe 'n ouer moet lyk, hoe 'n ouer moet wees. Die kinders hoor net al die wonderlike dinge van ouers by hulle maats. Maar hulle weet nie van al die ander negatiewe goed wat maats ook ervaar en beleef nie. Dit waaroor word nie gepraat. So die samelewing en die hele beeld na buite van ouers is wanaangepas. Dit het te doen met 'n klomp positiewe dinge wat uitgebou word en gemaak word asof dit ouerskap is. Ouerskap is 'n baie plat op die aarde, elke dag, dag vir dag, ouer wees vir jou kind. Dan die ouers wil ek sê, luister hierso, vertrou jou instinkte. Soek ondersteuning en onthou dat daar is geen een grootte pas almal benadering tot ouerskap nie. Stig vir jou 'n groepie van mense wat voel soos jy voel en dink soos jy dink. Praat so 'n bietjie met mekaar, ondersteun mekaar, dat wanneer jy met jou kind miskien in 'n konflik is, of met jou kind oor iets verskil, dat jy bietjie kan gaan klankbord by ander ouers oor wat doen hulle, hoe doen hulle dit. Daar's wonderlike kreatiewe idees by verskillende ouers, en as 'n mens koppe by mekaar sit, 2 koppe is altyd beter as 1. Steun op mekaar as ouers, as julle as ouers nog by mekaar is en julle is nie 'n enkel ouer gesin nie. Enkel ouer gesinne het dit nog erger, want om konflik te vermy, gee baie keer die enkel ouer toe, onder omstandighede wat hy nie eintlik of sy nie eintlik moet toegee nie. So dit is die groot uitdagings wanneer 'n mens dan praat van hierdie ouerskap druk. Ja, en dan het 'n mens 'n volgende uitdaging is die veranderde gesinsstrukture. Ja, ons het al gepraat daarvoor dat dit unieke uitdagings is. En dan moet 'n mens vir mekaar sê, kom ons omhels verskille, diversiteit. Kom ons omhels dit. Dis wie ons is, dis ons pakkie wat ons gekry het om mee te werk. Kom ons omhels dit en ons werk daarmee. Kommunikeer openlik en bou sterk bande, ongeag die gesinsstruktuur. En dan is 'n volgende uitdaging, ek dink baie ouers se kopseer, en dit is tegnologie en skermtyd. Die balansering van skermtyd, sosiale media, digitale afleiding, beïnvloed definitief die gesinsdinamiek. Skole maak deesdae gebruik van internet, al die hoërskole,
om die kinders werksopdragte te laat kry. So hulle moet toegang hê tot internet. Die meeste skole het dit en nie alle huise het dit nie. So die kind moet 'n bietjie langer by die skool bly sodat hy toegang het, sodat hy die huiswerk kan doen, sodat hy die huiswerk kan kry. So wanneer 'n mens dan nou as gesin gaan sit en gesels, dan moet ons vir mekaar sê, solank jy by die skool is, al is dit tot 4 uur of 5 uur, voordat jy kan huis toe kom, omdat jy die internet van die skool nodig het om die huiswerk te kan doen, dan moet jy dit doen. Maar dan moet 'n grens wees. As jy dan by die huis kom, dan is die selfoon, dan is die rekenaar sekere tye nie aan nie. Dan luister jy nie na boodskappe nie, praat jy nie met jou maats nie. So daai grense wat 'n mens moet stel, moet jy ook om 'n tafel gaan sit met die familie en die gesin. En sê, luister hier, kom ons stel die grense. Dan moet interaksie wees van oog tot oog met mekaar as gesin. Luister binnekort verder na Dr. Christo Nodee. En dan aan die ander kant moet ons die paas en die maas wat nie digitaal geletterd is nie, help. Daar moet die kinders kom en sê, luister hierso, kom ek verduidelik vir julle, hoe werk 'n rekenaar, hoe werk 'n selfoon, wat is al die potensiaal waar opgesluit lê in 'n rekenaar of in 'n selfoon, sodat die ouers wat nie digitaal geletterd is nie, geletterd raak en verstaan waarmee die kinders besig is, sodat hulle verstaan hoe om die grense te stel van die gebruik van die digitale instrumente wat hulle het in hulle huise. Want baie keer verstaan ouers nie hierdie ding nie, en dan vat hy die kind se foon net weg, of hy sê die kind mag nie die rekenaar aansit nie. En uiteindelik as hy verstaan hoe dit werk, dan kon hy vir hom gesê het, luister jy kan vir 'n halfuur hierdie volgende doen, want jy moet toegang hê daartoe en jy moet dit klaarmaak. Of jy kan met jou maats gesels op hierdie manier, of jy kan gou hierdie rekenaarspeletjie speel, maar daai is die tyd wat jy stop om dit te doen. Maar omdat ouers dit baie keer nie so verstaan en weet wat hierdie digitale geletterdheid beteken nie, omdat hulle nie geletterd is nie, maak hulle eintlik die kind kwaad in plaas van om die kind te begelei. En ek dink dis die verskil wat 'n mens daar moet sê. Dis ons as ouers en grootouers wat na ons kleinkinders en kinders kyk, se verantwoordelikheid om digitaal geletterd te wees. Dis die leefwêreld van ons kind. En ons moet, dis ons verantwoordelikheid as ouer. En dan die hele ding van geestesgesondheid en stres. Daar's verskriklik baie stres, angs en geestesgesondheidskwessies in gesinsverhoudings. En as 'n mens sien hoeveel kinders is op antidepressante, hoeveel ouers is op antidepressante, hoeveel mense sien die dokters wat hulle moet dan sekere middels voorskrywe om hulle te kalmeer, dan besef 'n mens dat dit het 'n verdere hele bedryf geword van hoe 'n mens die lewe hanteer. En ek dink wanneer 'n mens dan nou kyk na hierdie saak, dan moet 'n mens sê, maar wat verstaan ons onder geestelike welstand? Wat verstaan ons onder biologiese welstand? Wat verstaan ons onder psigiese welstand? Dat ons dit 'n bietjie uitklaar en uitpak in ons gesinne en sê, wanneer is jy emosioneel wel aangepas? Wanneer is jy sielkundig wel aangepas? Wanneer is jy fisies, biologies wel aangepas? Hoe lyk dit as jy wel aangepas is? En dan op daai manier vir mekaar te sê, nou maar, kom, hoe gaan ons dit regkry? En as dit nie kan help nie, soek professionele hulp. En veral vir jou ouers en vir jou kinders, bevorder emosionele ondersteuning. Ek dink dis baie belangrik in gesinne, dat die gesinne ervaar nie altyd emosionele ondersteuning onder mekaar nie. En dan is daar natuurlik die onderwys en prestasiedruk wat 'n mens mee te doen het. Hoë verwagtinge vir akademiese sukses kan gesinsverhouding strem. En dan natuurlik is daar
die baie belangrike, gesonde balans tussen prestasie en persoonlike groei. En dit moet 'n mens dan vir jouself sê, maar hoe bereik jy dit? Ons het 'n bietjie vroeër daaraan geraak en gesê, maar die skool het ook sy eie pond vleis wat hy vra. So, hoe gaan my kind presteer? Wanneer presteer my kind? Sou die vraag wees wat die ouer moet vra. Nie as my kind 100 kry presteer hy nie. My kind se vermoë is dalk nie 100% nie, maar 'n 60 of 'n 50 of 'n 80%. Hy is nie 100% nie. Natuurlik, as jou kind dit is, dan moet hy dit kry. Maar as jou kind dit nie is nie, wanneer presteer jou kind? My kind haal dalk nie die eerste span rugby of die eerste span netbal of die eerste span tennis of die eerste span hockey of die eerste span sokker nie. Dit is nie sukses vir my kind nie. Maar om dit te kan speel en gekies te kan word vir 'n span van die skool, maak nie saak watter span dit is nie. Dis dalk sukses en prestasie vir my kind. So dit is die soort ding wat 'n mens dan na moet kyk. Dan is daar die tweede laaste ene en dit is tydsbeperking. 'n Mens sê maar gesinne moet skedules om die tafel sit en vir mekaar sê, wat gaan hierdie week alles gebeur? Wie moet waar wees, wanneer en waar? Vir wat? En dan moet ons dit aan die begin van die week skeduleer, prioritiseer en dan op 'n manier gedeelde ervarings skep en blywende herinneringe bou rondom ons tydsbestuur. Want dis hoekom ons dit doen. Ons wil graag gedeelde ervarings hê. Ons wil graag blywende herinneringe skep. Dis hoekom tydsberekening en beperkings vir ons belangrik is. Dat 'n mens dit verstaan, hoekom is dit belangrik? Want al hierdie dinge wat ons nou oor praat vanaand, al die uitdagings, is uitdagings omdat daar 'n onderliggende belangrikheid vir ons lê. En dan moet 'n mens natuurlik ook praat van die laaste enetjie en dit is die generasieverskille, ouderdomsverskille. Elke generasie het sy eie waardes, tegnologie en kommunikasiestyle waarmee hulle groot geword het. En nou moet ons kom en sê, hoe oorbrug ons hierdie gapings? Met empatie, aktiewe luister en wederwysige respek. En ek dink dis belangrik dat ons dit vir mekaar sê, dit is uiteindelik waaroor dit vir ons dan nou gaan, wanneer ons na hierdie dinge kyk. Luister binnekort verder na Dr. Christo Nodee. Christo, as ek nou reg by mekaar getel het en bygehou het, het jy vir ons 13 punte gegee, wat ons kan gebruik as eintlik boustene om by 'n sinvolle gesprek uit te kom oor gesonde gesinsstrukture. Maar wat ek jou wil vra, en jy is betrokke by 'n hoërskool, wat jy baie met die kinders praat en hoor hoe voel hulle. Aan die een kant sal mens sekerlik hoor dat om gesonde finansiële beleid ook aan jou kinders bekend te maak hoe dit is en gaan, miskien is dit nie gesond op die oomblik nie, of dit kwaliteit tyd is en of dit jou verwagtings is rondom sy prestasie, wat ook al. Wat is jou belewenis daar by die skool met 'n klomp jong mense? Wil hulle dit graag hê? Is dit wat hulle sal voorstel? Want in die begin sal dit sekerlik weerstand teweegbring van jou kinders af. As jy sê, jy kan nie die beste skoene kry nie, want ons het ander prioriteite. Ons het seker 'n tyd wat ons skermtyd gaan minder maak, en dan is dit familie-gesinstyd. 'n Party gaan definitief in opstand kom. Jy weet, ongelukkig rondloop vir 'n paar dae, of dalk. Hoe kry mens dit reg om jou gesin saam met jou te neem op hierdie proses van beter beginsels? Willem, ek dink hierdie laaste enetjie, empatie, aktiewe luister, wederwysige respek. Dit sou vir my die basis wees
waarop al hierdie uitdagings hanteer moet word. Elke gesin staar unieke uitdagings in die gesin, maar ook kommunikasie, aanpasbaarheid en liefde bly noodsaaklik om die kompleksiteit van die moderne gesinslewe te navigeer. Dis baie belangrik dat 'n mens dit weet, dat dit is die manier hoe 'n mens uiteindelik hierdie goed gestalte gee. Die uitdagings een vir een deurpraat. Daar's nie 'n manier van om te sê, maak so, want ek sê so. Dit sou vroeër gewerk het. In vandag se samelewing, neem jou kind saam. Verduidelik vir hom. Want dit is deel van die groot word, groot maak, die opvoed van 'n kind. Jy voed hom op deur vir hom te sê, jou gedrag moet verander, want dit is die rede, sodat hy kan insien, 'n keuse maak tot verandering van sy gedrag. Want opvoeding beteken ek wil iemand se gedrag verander, wysig. Daar sekere goed wat ek moet aanleer, sekere goed wat ek moet afleer, en sekere goed wat ek moet gaan op 'n nuwe manier gebruik, wat voorheen nie so gebruik was nie. So jy sê, ek moet bewus wees van die ouderdomsverskille, want dit was die hoofpunt van jou laaste empatie, aktiewe of deeglik luister na mekaar en ook dan 'n kweek van wederwysige respek. Sal die respek, van waar af kom die respek? Van die kinders se kant af of van die ouers se kant? Of dit kan tog nie eensklap van weerskante noodwendig oor alle sake kom nie? Ek dink die Bybel leer ons, as ons kyk na Eksodus 20, eer jou vader en jou moeder, en dis die een met die belofte, sodat die Here jou lank kan laat woon. Maar dan kry ons ook in Efesiërs 5, waar Paulus skrywe, hoe ouers en kinders teenoor mekaar moet optree. Dat hy sê dat ouers, julle moet julle kinders so groot maak dat jy hulle nie kwaad maak nie. Kinders, julle moet julle ouers respekteer, sodat hulle nie kwaad word vir julle nie. So daai hele ding van om aanpasbaar te bly en liefdevol te bly, omdat dit ons behoort. Dit help ons uiteindelik om die kompleksiteit dan te kan ontrafel, die kraaimes uit mekaar uit te pak en te sê, hierdie saak is kompleks. Kom ons kyk, hoekom is dit kompleks? Wat is die belange wat hierin vervat is, wat hom kompleks maak? En die oomblik as 'n mens die belange identifiseer van 'n saak en wie wat daarin lees en verstaan daarvan, dan kom 'n mens by 'n manier uit om dit bietjie eenvoudiger vir 'n mens te kan help uitpak op die tafel. Maar dit veronderstel dat almal in die gesin ook die gesag van die woord aanvaar. En dit is my volgende vraag. Hoe kry ons dit reg dat ons almal onder die gesag van die woord doodgewoon dag vir dag groot word, bewus is daarvan en dit aanvaar? Wat is 'n goeie praktiese manier? Moet ons nog Bybelstudie hou? Moet ons dalk elke dag boeke vat soos ek groot geword het en my kinders gedoen het, jy weet, elke dag in die oggend en die aand 'n gedeelte die Bybel lees, of is die lewe te gejaag, is daar nie meer tyd vir sulke geleenthede nie? Hoe kry mens dit reg dat die woord die sentrale gesag ook in die gesinsstruktuur is? Willem, kom ons vra net die vraag wat vir 'n mens 'n bietjie help om hierdie antwoord dan uiteindelik te kry. Dit begin natuurlik by die ouer. As die ouer 'n gelowige ouer is en sy woord en sy daad bevestig sy onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die woord. Want dis wat baie keer gebeur. Ouers kan nie skielik lukraak die Bybel gryp, maar sy hele gedrag is heeltemal na die ander kant toe nie. Dit maak hom ongeloofwaardig in terme van sy beroep op die Bybel. So ek kan nie as ouer skielik my beroep op die Bybel as ek nie doen wat die Bybel sê in my eie lewe nie. My kinders moet weet dat wanneer ek die Bybel aanhaal,
Wanneer ek oor die Bybel praat en wanneer ek oor God praat, is dit so deel van my DNA, dat hulle het my so leer ken. My geloofwaardigheid is daarmee bevestig. Maar dan moet 'n mens vir jouself vra, het jy 'n ordentlike en 'n toepaslike beeld van God waarmee jy werk? Want as jy God wil voorhou aan jou kinders, God gaan jou straf, Jesus gaan kwaad wees, al hierdie nonsens, dan is dit 'n manier om die kind gogga maak bababang. So hoekom wil ek aan so God dan gesag gee in my lewe, as hy die hele tyd my 'n pak slaag gaan gee, as hy die hele tyd my gaan onterf van die ewige lewe, as hy my die hele tyd as ongehoorsaam sien? Luister binnekort verder na Dr. Christo Nodee. So, wanneer ons praat oor die Here, hoe praat ons met ons kinders oor die Here? Hoe sien ek God wanneer ek met hom praat? So, dit is die een ding wat ek dink wat verskriklik belangrik is. En dan moet 'n mens ook verstaan, hoe verstaan ek die kompleksiteit van die lewe? Hoe ontrafel ek die komplekse lewe vir myself, sodat die beeld van God toepaslik raak op die komplekse ontrafeling waarmee ek besig is, sodat God se geloofwaardigheid die heeltyd in my lewe inspreek. En die twee goed gaan aan mekaar. So, ek moet die lewe verstaan. Ek kan hom nie beheer nie, maar ek moet die lewe verstaan, en ek moet God verstaan, soos wat hy in die lewe na vore kom, en my help om hierdie lewe te verstaan, en hierdie lewe te kan lewe. Want dit is hoe God werk, dis wat hy doen. En wanneer dit gebeur in my lewe, dan kan ek dit gaan toepas, en aan my gesin en my kinders en my vrou en my man wys, maar dis die manier hoe mense hierdie goed uitpak. En dan moet ek weet, vir watter rede is die lewe ontwerp? Wie het die lewe ontwerp wat ek ontvang het? Vir watter rede? Watter doel? En die oomblik as ek hierdie 3 groot vrae vir myself uitgemaak het, wat is 'n goeie beeld van God? Wat is die kompleksiteit van die lewe? En vir watter rede is die lewe ontwerp? Wat is die doel van my lewe wat ek ontvang het? Dan kan ek gaan. En wanneer ek dit vir my help uitpak het en verstaan het, dan kan ek na my kinders toe gaan en sê, kom ek sit en ek praat met julle. Dit is waaroor dit gaan. En dan gaan kyk ons na die uitdagings van die lewe en sê, hoe gaan ons met die beeld van God, die verstaan van die kompleksiteit van die lewe, en die lewe se doel, as ons hierdie 3 goed vat, hoe gaan ons hierdie uitdagings dan hanteer? En dan het ons iets in ons hand, wat ons dan nou vat, na hierdie uitdagings toe, en elkeen van hulle, op 'n baie besondere manier uitpak, en heeltyd dan, die uitdagings hanteer, soos wat ons gevra word om dit te doen. Dit is uniek, maar ons kommunikasie as gesin bly ook. Ons aanpasbaarheid met die kompleksiteit, met die beeld van God, met mekaar, bly die heeltyd belangrik. En dan die onderlinge liefde wat ons het vir mekaar, want ons behoort. Ons het 'n keuse gemaak vir hierdie gesin. En dan sal ons dit kan hanteer. Nou Christo, ons het begin en gesê, dit grootliks begin dit die reis met myself. Ek moet myself reg posisioneer, ek moet weet wat die doel is, wat jy nou gesê het. Ek moet ook die beeld, die kompleksiteit van God uit, en ek moet die doel van die gesin verstaan. Moet ek al hierdie antwoorde 100% kan hê, voordat ek nou met die gesin kan praat, dat ek totaal in beheer is? Is dit wat jy sê? Willem, dit sal wonderlik wees as jy vir ons 'n boekie skryf met al daai antwoorde. Want dit sal die eerste boekie ter wêreld wees, wat ons al daai antwoorde so kan gee. Natuurlik is dit 'n groeiproses. Natuurlik werk ons die heeltyd na beter insigte toe, na beter inligting toe, na beter verstaan toe. So, dis die heeltyd 'n groeiproses. Maar 'n ouer behoort beter te verstaan, beter inligting te hê, om die kind te kan begelei, om ook by daai verstaan uit te kom, ook om by daai inligting uit te kom, ook om by begrip uit te kom. Maar ons almal groei
Niemand van ons het al die antwoorde op al hierdie vrae nie. Ons groei daarin. En hoe meer jy daarmee werk en dit toepas en daarmee worstel, hoe wonderliker is die groei. Want die Here ontmoet ons ook. Want hy los ons nie alleen in hierdie groeiproses nie. Hy is daar, hy begelei ons, gee vir ons deur die Heilige Gees wonderlike insigte van verstaan en begrip rondom al hierdie dinge wat ons so mee besig is. Dit sal die kind ook insig gee in my nie worsteling nie, maar my groeiproses, soos jy nou sê. Nie waar nie, as ek dan sê, maar ek het nie noodwendig al die antwoorde, want anders kan my self volmaak probeer optree, wat jy in elk geval nie is nie, maar as jy daar kom, en jy tree op soos 'n gewone mens met gebreke en gebrekkige kennis, en dat mens baie keer by jou kinders ook kan leer, en jy gaan ook by hulle leer, want hulle gaan vir jou waardevolle insig gee. En dan sal hulle ook natuurlik baie waardevol voel in die gesin. En daai stukkie respek wat jy van gepraat het, dink ek sal baie makliker na vore kom, as hulle weet dat hulle ook 'n bydrae kan lewer. En dis wat jy gesê het, nee, ons moet om die tafel sit, en dit moet nie kan ek sê, eenrigting gesprek wees nie, dit moet eintlik 'n gesprek wees tussen ouers en kinders, om te hoor wat beide se gevoel, insig, visie vir die toekoms is, en dan by mekaar leer, en mekaar aanvul op 'n besondere manier. Ek luister binnekort verder na Dr. Christo Nodee. En dit gee die ouer Christo, aan die een kant, die groot ding wat ek wil vra, die groot ding wat ek wil vra, en jy kan ons jou slotwoorde gee, maar jy weer vir ons, jy weet, jy het gesê, ons moet aktief luister, ons moet empatie hê, en ons moet wederwysige respek, en dit is my 3 lekker boustene hierdie, want daar waar die weerstand gaan kom van, kom ons dink sommer aan tieners, aan kinders, wat nie noodwendig hulle fone wil neersit om met pa en maat ook met die ander te gesels nie. Daai deel, dink ek, is die rede hoekom baie ouers dalk sal wegskram van so 'n program, so ingesteldheid om die gesin se belange voorop te stel. So ten slotte, moedig ons aan en geef ons so 'n stuk aanmoediging om en jy weet, dis nie dat ek nie 'n ouer is nie, maar ek is al 'n groot ouer. So die gaping van ouderdom, van die generasie, is nou nog groter. En ek wil graag met my kleinkinders ook 'n pad stap, vir hulle waardevol wees. En ek wil graag by hulle hoor, wat is hulle uitdagings, want anders gaan ons tog nie by mekaar uitkom en by mekaar leer, en eintlik van mekaar hou nie, en mekaar kan ondersteun nie. Ons het in die begin, het ons so 'n bietjie gekyk na Viktor Frankl, wat gesê het, dat ons hoef nie die vraag te stel, wat is die sin van die lewe nie. Hy het gesê, ons moet eintlik sê, wat sal ons doen om ons unieke verantwoordelikheid of verantwoordelikhede in ons leeftyd na te kom. Die oomblik as 'n mens dan na uitdagings kyk, dan is die uitdagings daar om vir ons te help om uiteindelik ons verantwoordelikheid of verantwoordelikhede vir die lewe na te kom. So, hoe voeg ek waarde toe tot my gesin se lewe, as kind en as ouer? Wat moet ek doen om waarde toe te voeg? Dit sou vir my die ondertoon wees van om my verantwoordelikheid na te kom as 'n gesinslid. En dan
wanneer ek besig is om hierdie verantwoordelikheid eers te verstaan, die waarde wat ek moet toevoeg, verstaan, want dit moet ons praat met mekaar in die gesin. Wanneer voeg ek waarde toe? Wat is waarde toevoeging tot ons gesinslewe? Wat is die verantwoordelikhede wat ons, omdat ons lewe ontvang het en aan 'n gesin behoort, wat ek moet nakom? En daarom is dit belangrik dat ons oop kommunikasie hou. Dat ons 'n aanpasbaarheid bly behou en 'n soepelheid om die heeltyd te bly praat oor hierdie groot sake. En dan kan ons uiteindelik vir ons sê, maar nou verstaan ons hoe ons as gesin wees. Natuurlik moet ek binne in die gesin kan praat oor my seerkry, oor my frustrasies, oor my vrese, oor my verwagtinge. Want die oomblik as ons daaroor praat, dan is ek besig om nader te beweeg na wie is ek en hoe lewer ek die bydrae tot waarde toevoeging en tot verantwoordelikheid nakom. So, dankie Christo. Jy weet, om die uitdagings van die gesinne te bowe te kom op 'n baie konstruktiewe manier in hierdie wêreld. As ek so kyk na my kinders en na hulle kinders, dan besef ek, weet jy, dat hulle, as hulle dit kan regkry, dan gaan hulle sulke weerbare kinders die wêreld instuur, as hulle van jongs af geleer het hoe om die uitdagings reg te hanteer. Dan is dit eintlik 'n wonderlike geleentheid vir mense om in hierdie tyd, weet, groot te word, want hulle gaan eenvoudig fenomenale, wat sal ek sê, ambassadeurs vir die lewe en ook vir die Christendom wees, as hulle in hierdie omstandighede kan leer hoe om gebalanseerd met die regte respek, met die regte ywer en gesindheid teenoor mense, teenoor God, die lewe te kan ingaan. Jo, dankie Christo. Ja, laaste woord, en as iemand miskien met jou in kontak wil tree, gee gerus 'n nommer. Goed, hulle is baie welkom. Dit is Christine D. En ek het 'n selfoonnommer 082 785 1106. Christo, baie dankie. Selfs weer 'n volgende keer en baie seën vir jou. Baie dankie Willem en goeiemiddag aan al die luisteraars.